Geliefdes, ons gaan vanoggend ook dan lees uit 2 Korintiërs uit hoofstuk 5 vanaf vers 14 vir die wat u Bybel saamgebring het en hom wil oopmaak. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, wanneer ons vanoggend hier by mekaar is, ja Here, wanneer ons hier sit en die Bybel voor ons oop is, dan besef ons dat U 'n God is wat so groot is en dat ons die Bybel oor en oor kan lees, maar dat U altyd vir ons 'n boodskap gee. Ja, dat U altyd U wil vir ons uitspreek, sodat ons dit ook kan najaag. Here, maar daarom kom ons na U en ons kom vra dat U ons harte en ons ore en ons gedagtes sal oopmaak, sodat ons kan luister en kan hoor wat U wil is. Here, werk in ons harte, sodat ons dit nie maar net sal hoor nie, maar dat ons dit in ons wese ook sal kan beleef, en kan gaan uitleef na 'n wêreld wat gebroke is. Ja, 'n wêreld wat stikkend is en baie hartseer het. Here, mag dit wees dat ons die lig sal wees. Mag dit wees dat ons 'n verskil sal maak in mense se lewens, maar dat dit nie oor ons sal gaan nie, maar dat die fokus altyd op U sal bly. Here, ons bid dit. Ons vra dit vir U. Amen. Ek gaan voort om dan so ook vir julle te lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 uit. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sonde behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ons lees net tot sover. Geliefdes, in die omstandighede wat Paulus eintlik homself bevind wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan besef ons, Paulus is eintlik besig om met die gemeente in Korinthe te praat. Ja, in daardie omstandighede was daar vreeslik baie rondreisende predikers gewees, wat maar van dorp tot dorp gereis het en oor verskillende dinge gepreek het. Hierdie rondreisende predikers was manne gewees wat netjies voorgekom het, wat groot wysheid gebruik het. En dit het natuurlik beteken dat die gemeente in Korinthe vreeslik baie van hierdie mense gehou het en eintlik groot aanhalers van hulle geword het. Maar aan die ander kant besef ons, as ons na Paulus kyk, dan is my verstaan dat Paulus heel moontlik nie eintlik iemand was wat netjies ingestel was nie. Paulus het nie oor sy voorkoms gedink en gewonder nie. Nee, Paulus was maar 'n eenvoudige man, wat eintlik maar net een groot opdrag gedoen het en nagevolg het. Hierdie opdrag was dood eenvoudig, om God se groot woord aan mense te gaan verkondig. Paulus kom juis en dan probeer hy eintlik vir hierdie mense sê dat hy verkondig 'n evangelie van swaar kry, nie van voorspoed en dat dit net met jou sal goed gaan nie. Paulus kom en dan sê hy ook dat hy verkondig 'n evangelie van versoening, juis sodat hierdie gemeente in Korinthe kan verstaan wat eintlik die versoening van God beteken en hoe hulle dit daar in Korinthe as stad
ook moet gaan uitleef. Ja, Paulus probeer dood eenvoudig hier eintlik maar die gemeente toerus, sodat hulle fokus op God sal plaas en nie op mense self nie. Want hy besef dat vir 'n mens is dit so maklik om te val vir dinge wat 'n mens wil hoor, die dinge wat gemaklik is en wat lekker en eenvoudig is. Paulus besef dat dit werklik moeite en gehoorsaamheid verg wanneer iemand juis aan God gehoorsaam wil wees. Daarom kom Paulus en sê juis dat dit die liefde van Christus is wat ons as mense ook beheer. Christus het juis aarde toe gekom om hierdie liefde vir ons moontlik te maak, sodat ons dit kan verstaan en dat ons dit binne die wêreld waarin ons onsself bevind ook kan gaan uitleef. Ja, maar ons moet besef dat dit vir ons ook maklik is. Ja, ons moet besef dat dit nie altyd vir ons so eenvoudig is nie. Dit klink maklik, maar dit is nie. Paulus kom eintlik en sê, ons moet vashou aan die wysheid wat God vir ons gee. Maar om dit te verstaan, is dit vir ons wat gelowiges is, belangrik dat ons 'n onderskeid moet tref tussen ons geloofswêreld en ons fisiese wêreld waarin ons self bevind. Want in hierdie sigbare wêreld waarin ons as mense leef, raak mense siek, mense word oud, mense gaan dood. Maar in die onsigbare wêreld, ons geloofswêreld, kan ons as te ware sê, dat nie een van ons kan sien nie. Want die dood is as te ware eintlik afwesig. In ons onsigbare wêreld is dit eintlik ewig, want ons besef dat daar geen einde daaraan sal wees nie. Daar is nie 'n finale nie. Daar is nie vir ons 'n einde nie. Want Jesus het die dood vir ons weggeneem. Jesus het dood op aarde geraak, of dood gegaan. Jesus is gekruisig en het weer uit die dood uit opgestaan. Ja, Jesus het dit vir ons moontlik gemaak, sodat die dood nie op hom 'n houvas het nie, en daarom dis ook nie op ons 'n houvas het nie. Geliefdes, al beteken dit dat ons as mense hier op aarde nog by ons fisiese wêreld deur die dood moet gaan, weet ons word eintlik vrygespreek van die dood in ons geloofswêreld. Ja, dit is 'n effek wat ons weet, dat die dood is nie vir ons 'n finale bestemming nie. Ons sal lewe saam met Christus vir altyd. En daardie gedagte maak juis dat ons as mense, kinders van die Here, nou hier op aarde anders te leef. Dit maak dat ons as kinders van God nie vir onsself leef nie, maar vir God. Dit was juist dit, hierdie hele gedagte waarmee die gelowiges in Korinte geworstel het. Hierdie gelowiges in Korinte het die dood eintlik verstaan as 'n oorgang wat na 'n plek toe met die naam Sheol of Hades toe sou gaan. Beide Sheol en Hades was 'n plek gewees wat baie donker was, 'n benoude plek, 'n plek waar daar nie eintlik hoop was vir mense nie. En ons kan eintlik vanoggend vir mekaar sê, mense was bang om soontoe te gaan, want dit was maar 'n benoude en 'n bekommerde plek. Paulus kom dood eenvoudig en probeer juis deur 'n baie lang draai vir die gelowiges sê, dat dit juis nie daardie plek is, waartoe die kinders van God gaan nie. Jesus Christus het hulle vrygespreek, en daarom weet ons, dat die dood nie op ons houvas het nie. Want God het gekom, en daardie eerste tree van versoening vir ons gegee. God het gekom, om vir ons 'n verhouding te kom maak tussen ons. God het daardie tree gegee, sodat ons as mense ook met hom 'n verhouding kan hê, sodat ons 'n kans kan hê en 'n keuse kan maak, wil ons ewig saam met hom lewe of nie. Ja, God kom eintlik en dan vra hy, werk hy deur Paulus as te ware om te sê dat hierdie gemeente in Korinte moet reageer. Hulle moet 'n standpunt inneem om te sê, wil hulle vir God kies en hom navolg of nie. In God se nuwe skepping is mense met hom, maar ook met mekaar versoen.
Ja, dit beteken dood eenvoudig ook dat ons voortdurend, wanneer ons na ander mense kyk, onsself sal afvra of dit wat hulle doen nog steeds God se versoening sal vertoon. Dit is juist hierdie gedagte wat ons nie ligtelik kan opneem nie. Ons moet verstaan dat vir God is dit so belangrik om 'n verhouding met ons te kan hê. God het sy seun na hierdie wêreld gestuur. Ek het dit nie al een keer gesê nie, maar 'n hele paar keer vanoggend, dat ons moet besef, Jesus Christus het vir ons daardie groot stap geneem. Jesus Christus wat bereid was, sodat ons elkeen 'n deel kan hê. Daarom kan ons voor God staan. Daarom besef ons verdien dit nie eintlik nie, maar dit is juist uit God se genade uit die dankbaarheid wat ons uit die verhouding met hom het, wat ons dit juist kry. Maar geliefdes, om 'n verhouding met God te hê, vra dat ons eintlik ook 'n verantwoordelikheid indra. Want 'n verhouding beteken dat dit nie net van een kant af kom nie, maar dat dit van beide kante af sal kom. Daarom besef ons, om 'n verhouding met God te hê, kan dit nie net God wees wat moet gee en ons wat moet vra en vra nie. Nee, ons elkeen het die verantwoordelikheid om ook te vra, om ook te gee, om ook te werk in 'n verhouding. Ja, dit is juist uit die genade en uit die dankbaarheid wat ons dus ook ons deel gee hier op aarde, om juist vir God te wys wat ons verstaan van hom en hoe ons hom beleef en hoe ons verhouding met hom is. Maar hoe doen ons dit? Ons deel dood eenvoudig ons geloof op verskillende maniere. Deur die manier oor hoe ons leef, deur die manier hoe ons woorde gebruik, want dit maak dat ons geloof met almal rondom ons deel. Geliefdes, daar is eintlik 'n baie bekende gesegde wat sê, actions speak louder than words. Ons besef dat geloof is nie eintlik maar net 'n teorie wat in boek staan en daar moet bly nie. Geloof is ook nie bedoel om agter 'n toedeur in jou slaapkamer beoefen moet word en wanneer jy die slaapkamer verlaat, dit daar agter moet bly nie. Geloof is juist bedoel dat ons dit moet saamleef, dat dit so ons wese moet wees, dat mense elke liewe dag, elke oomblik van die dag, kan sien dat God 'n verskil in jou maak. Ja, elkeen van ons staan daagliks voor keuses, waar ons in situasies onsself bevind, waar ons op 'n sekere manier moet optree. Dit is juist die manier hoe jy optree, wie ook sê wie jy is. Geliefdes, want dit is wie ons as mense is. Ek sê altyd, vir my is dit lekker om iewers in 'n inkopiesentrum net te gaan sit en vir mense kyk. Ek geniet dit altyd om te kyk hoe tree mense op, wat maak hulle, hoe is hulle wese. Maar ons almal doen dit eintlik. Ons almal bestudeer mense en dan is die uitwerking daarvan dat ons as gevolg van hoe hulle optree, bepaal dit maar ook eintlik oor hoe ons hulle gaan benader, hoe ons te werke ook met hulle gaan. Want dit is mos wat die bekende gesegde lei. 'n Mens se dade spreek groot woorde. Die mens wie jy is, benader jy op 'n unieke manier en wys jy sonder dat jy dit eintlik bedoel, want dit is so 'n deel van wie jy is en hoe jy is. En daarom kan ek sê, nie om lelik te wees nie, is dit eintlik vir my die groot voorreg om te kan sê, as ons kinders van die Here is, dan besef ons dat ons soms met mense te doen wil hê en ander kere nie. Want ons kan daardie keuse maak of daardie persoon, iemand anderste, 'n goeie invloed of 'n slegte invloed in ons lewens gaan hê. Ja, as 'n kind van Christus, ons verlosser, dan leef ons anders, soos wat Paulus dit dood eenvoudig ook hier vir die Korintiërs probeer tuisbring het. Paulus probeer juist vir die mense sê, dat ons kan nie maar net maak wat ons wil nie. Ons wat sê ons is kinders van die Here, moet die Here se wil nastreef. Want wanneer ons 'n verhouding met hom het, is dit juist die passie wat hier binne in ons is, om hom na te streef, soveel as moontlik, so ver
as moontlik. En daarom kan ons ook vir mekaar sê dat ons is nie beter as ander mense wanneer ons nie met mense wil werk nie, of nie met sekere mense wil werk nie. Die Here was hier op aarde en het juis vir ons die voorbeeld kom gee van hoe 'n Christen moet leef. En wanneer ons hom nastreef, weet ons wat die voorbeeld vir ons is. Maar dit is nie net hoe ons moet optree nie. Ons wys baie keer ons geloof deur die manier hoe ons optree, maar tog is daar iets baie belangriks wat ons ook gebruik. En dit is natuurlik ons woorde. Ja, ons deel ons geloof ook met die woorde wat ons uitspreek. Die vroeë kerk natuurlik het verskriklik baie gegroei die oomblik toe hulle vir mense begin vertel het wat Jesus gedoen het. Ja, mense het tot bekering gekom en het so die groot kerk laat groei. Die kerk waarin ons op vandag deel is. Daarom kan ons nie van hierdie oeroue tradisie vergeet nie. Daarom is dit so belangrik dat ons nog steeds ons woorde moet gebruik om vir mense te vertel. Want daar is 'n verhaal van wat woorde werklik ook kan doen. 'n Verhaal van 'n pa en sy seun. Ja, hierdie pa het eendag vir sy seun 'n klomp spykers gegee, omdat sy seun soveel woede-uitbarstings gekry het. Die opdrag met hierdie spykers was, dat die seun elke keer wanneer hy kwaad raak, of 'n woede-uitbarsting kry, dat hy na die houtheining toe moet gaan, en daar die spykertjies, of 'n spyker daarin moet gaan inslaan. So het dit gebeur, dat op die eerste dag hierdie seun sommer 36 spykers in die heining ingeslaan. Na 'n ruk het die seun besef, dat dit nie die moeite werd is om die spykers in te slaan, en dat hy eintlik moet leer om daardie woede onder beheer te kry, en so aan dit te kan werk. Natuurlik na 'n ruk het hy glad nie meer spykers in die heining geslaan nie. En dit was toe ook op 'n tyd wat hy na sy pa toe gegaan het en vir sy pa vertel het, dat hy glad nie meer spykers in die houtheining inslaan nie. Sy pa was baie tevrede en het vir hom die opdrag toegegee om die spykers wat hy lank gelede in die houtheining ingeslaan het, om dit nou te gaan uittrek en vir hom te bring. So gedoen, het die pa hom weer na die houtheining toe gevat en vir hom gesê, kyk my seun, jy het nou al hierdie spykers wat jy ingeslaan het uitgetrek, maar hier het nog steeds gate agtergebly. Ja, elke keer as jy kwaad geraak het en dinge vir mense gesê het, maak dit seer en los dit ook sulke gate binne in hulle. Ons besef dat ons deel nie net ons geloof deur hoe ons leef nie. Ons deel ook ons geloof deur die manier oor hoe ons woorde gebruik. Ja, ons deel ons geloof ook met wat ons sê. En daarom is ons geroep om die Here se woord groot te maak, om vir mense te gaan vertel wie God is en wat hy beteken, en wat 'n wonderlike dinge hy vir jou en vir ons as mensdom gedoen het. Ja, woorde dra groot krag en kan ook soms hartseer veroorsaak. Ja, hartseer wat baie keer seer maak. En daarom as ons nie 'n wag voor ons mond plaas nie, kan ons ook maar groot skade veroorsaak. Dan word ons eintlik maar as te ware soos die wêreld en begin net dinge doen en sê rondom ons eie wil en nie die Here se wil nie. Ons moet gerig bly, want Christus het gekom om op te bou, nie om af te breek nie. Daarom moet ons selfs ons woorde gebruik om mense op te bou en nie om hulle af te breek nie. Want wanneer ons geloof met ons doen en late, ons wees, ons manier van hoe ons lewe uitleef, wanneer ons woorde gebruik, dan deel ons as te ware eintlik ons geloof met al die mense rondom ons. Ons deel ons geloof met mense wie ons ken, maar ook wie ons nie ken nie. Dit was juist van die begin af God se plan gewees om die evangelie te verkondig aan alle mense en alle nasies. Ja, ons is deel van daardie plan. Ons wat hier in die wêreld leef, nie van die wêreld nie, maar in die wêreld. Ons kan nie onsself afsluit en sê dat ons nie meer deel is van die wêreld nie.
Ons kan ook nie sê ons leef in 'n kokon en nou dat ons Christene is, kinders van die Here, nou gaan niks slegs met ons gebeur nie. God gebruik ons binne in hierdie wêreld om juis vir 'n gebroke wêreld 'n verskil te kan maak. Ja, ons is deel van God se plan. 'n Plan wat vir ons kom wys dat ons in mense wat God ken ook 'n verskil kan maak. Maar ook vir mense wie hom nie ken nie. Mag dit wees dat ons elkeen ook ons dade sal gebruik, ons woorde, sodat mense kan besef wie ons is. Want ons elkeen deel ons geloof op verskillende maniere in die wêreld en in die plek waar ons leef. Ja, ons het vanoggend ook ons geloof met mekaar gedeel, die oomblik toe ons saam gesing het, die oomblik toe ons saam gebid het, die oomblik wat ons ook saam luister en saam is. Ja, ons deel eintlik ons geloof met mense om ons, met vriende en familie, met medegelowiges en ook met ongelowiges. Paulus kom en dan skryf hy eintlik in Efesiërs dit vir my so mooi oor presies hoe ons en wat ons met ons geloof moet doen, hoe ons dit moet deel vir 'n wêreld wat gebroke is. Hy skryf in Efesiërs 6 en ek wil afsluit met hierdie woorde. Efesiërs 6 vers 19 tot 20. Bid asseblief vir my dat die Here vir my die regte woorde sal gee wanneer ek met mense oor hom praat, sodat ek nie bang sal wees om vir mense van Jesus te vertel nie. Al verstaan hulle nie altyd alles mooi nie. Al sit ek nou hier in die tronk, het God my aangestel om die goeie nuus aan almal te vertel. Bid tog asseblief dat ek nie bang sal wees om die boodskap so reguit en duidelik te verkondig, soos wat ek moet nie. Mag hierdie gebed en behoefte wat Paulus ook vir die gemeente in Efesiërs geskryf het, mag dit ook 'n behoefte wees en 'n gebed wat ons tot die Here sal bid, sodat ons ook nie bang sal wees nie, sodat ons kan vashou aan die geloof en die verhouding wat ons met God het, sodat mense in hierdie wêreld dit ook kan sien. Ja, die woorde wat ons vanoggend gelees het in hierdie stuk van Efesiërs 6, maar selfs ook in 2 Korintiërs, is baie duidelik, omdat ons wat glo, eintlik deel is van Jesus se geloofsgemeenskap. Deel is van 'n verhouding wat 'n verantwoordelikheid inhou. Mag dit wees dat ons geloof sal gaan uitleef, dat ons saam met mense sal wees en saam ook ons geloof groot sal maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat baie keer al is ons alleen of al is ons tussen geliefdes waar ons so gemaklik is, dan vergeet ons baie keer dat ons nog steeds al is dit daar, alleen of voor mense, dat ons nog steeds U verteenwoordig. Here, mag ons altyd bewus wees van die grootheid en die opdrag wat ons elkeen het. Mag ons dade en ons woorde so gebruik, dat ons net U sal weerspieël. Dat ons vir mense ook 'n passie sal wees, sodat hulle ook kan sien hoe dit is om 'n verhouding met U te kan hê, maar ook swaar is. Here, maar ons besef al gaan ons aardse tyd verby, dat dit nie ophou vir ons nie, maar dat ons ewig saam met U kan leef. Dankie Here dat ons U kinders mag wees en dat U vir ons ook deel van die versoening kom uitmaak het. Dankie vir U liefde en U omgee. Here, baie, baie dankie vir al die genade wat ons elkeen ook ontvang. Amen.